Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag 11 Desember 2025. Kan julle glo hierdie maand spoed eenvoudig ten einde, né? Mag julle regtig 'n geseënde dag vandag hê. Kom ons raak net so vrou wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om daagliks, uurliks, Here, elke minuut, elke sekond met U te mag praat. Vader, dat ons toegang het tot die koning van die konings, die skepper van die heelal, elke oomblik, elke dag. Ons hoef nie eens vir die afspraak met U te maak nie. U is 'n toeganklike God. Daar's nooit 'n toedeur nie. Hy's nooit gesluit nie. Ja, ons sluit baie keer die deur onsself van buite af, maar U deur is altyd oop. U is altyd toeganklik, altyd bereid om na ons te luister. Here, baie dankie vir daardie groot voorreg wat ons het. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons staan nou vandag stil by 'n stukkie wat uit die aard van die saak vir julle baie bekend is, vir my ook. Seker een van die mooiste stukkies ook vir my in die Bybel, in die sin hoe Paulus vir ons kom sê hoe ons na die lewe moet kyk, né? So Paulus vandag gaan nou nie baie sê, ek het die hele tyd bietjie die agtergronde gegee, so ek gaan nou vandag net stil staan by hierdie versie self. Ons het gister 'n bietjie met mekaar gepraat waar Paulus gesê het, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, wees inskikkelik teenoor alle mense, ons het daarby stil gestaan, né? En dan vandag vers 6, moet oor niks besorg wees nie, kom sê Paulus, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Vriende, weereens is vir my die konteks so belangrik. Paulus sit in die tronk. Paulus het al die slegste van slegste beleef omdat hy uitkom vir die Here, né? So wanneer Paulus vir ons kom sê, liewe vriende, dan is dit nie sommer 'n ou wat daar ergens in 'n sitkamer of 'n kantoortjie sit en vir jou sommer net so 'n paar sugarcoat goedjies sê nie, né? Nee, vriende, wanneer hy vir ons hierdie woorde sê, dan kan ons maar luister. Dis 'n ou wat self dan deur die lewe, liewe vriende, nie goed behandel is. As Paulus dit sê, moet oor niks besorg wees nie. Nou so Paulus kom sê vir hierdie mense hier in Filippi, liewe vriende, hulle kom nou uit die heidense omgewing uit waar hulle kinders van die Here geword het. Daar's dwaalleraars rondom hom, daar's baie godsdienstige invloede daar. Heel moontlik gaan dit met hulle sê byvoorbeeld finansiëel nie so lekker nie, of daar's miskien 'n probleem in die familie of wat ook al. En nou kom sê Paulus vir hulle hierso, hoor hierso julle, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, né? So Paulus het belewe, hy kan altyd na God toe gaan. Paulus het belewe, liewe vriende, dat hy, wat ook al op sy hart is, hy dit met God kan gedeel en met God kan deel. Die een van die grootste goed wat hy met God gedeel het, is natuurlik die doring in die vlees, né? Waar hy vir God gesê het, Vader, kan U nie hierdie doring uit my vlees weghaal nie? En dan sê God vir hom, hoor, my genade is vir jou genoeg, my krag word juis in swakheid volbring, né? So Paulus, liewe vriende, weet, hy kan na die Here toe gaan, hy kan sy begeertes op die tafel sit, hy doen dit met smeking, hy doen dit met danksegging, liewe vriende, kom maak hy dit aan God bekend, en hy weet God sal luister daar, hy weet dit, daarom kom sê hy vir ons, moet oor niks besorg wees nie, wat daar by jou werk aangaan, moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Nou vriende, dis mos nou die grootste probleemoplosser in die heelal, na God toe, om jou besorgdhede, jou begeertes daarna hom toe te vat. Moenie besorg wees nie, vat jou begeertes na hom toe. Here sal voorsien. Die Here weet waarna toe hy met jou pad is. Die Here kan nie oor die horison sien, die sleg en die goed. En vriende, wanneer daar baie keer sleg goed met jou en my gebeur, dan werk dit ook ten goeie mee in ons lewens, omdat die Here op 'n wonderlike manier ook met ons pad stap, né? So, en dan kom sê hy vir die volgende gedeelte, waar hy sê, en die vrede van, so as jy moet jou oor niks besorg wees, sê hy, maak al jou begeertes aan God bekend deur smeking en danksegging, en dan sê hy, en die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou, né? Ons lees dit so, en die vrede van God, wat alle verstand, menslike verstand te bowe gaan, sal oor julle harte
en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vriende, wanneer ek en jy by God daardie pakkie bonkloop gee het, wanneer ons hart gaan uitstort het, wanneer ons begeertes op die tafel by God gaan sit het, en wanneer ek en jy God vertrou, natuurlik is God se tyd en God bepaal wat dit gebeur, maar ek en jy kan met ons begeertes na God toe gaan. God kan besluit of hy wil ja sê en of hy nee sê die hart van die saak, nee. Maar ons kan dit na hom toe bring, en wanneer ek en jy die begeertes na God toe bring, los dit in God se hand, los die pakkie daar, en dan kom sê Paulus, en die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal oor julle hart, né? Dit wat jy dink, dit wat jy voel, dit wat jy beleef, of dit wat jy dink met jou kop, né, jou denke, die wag hou in Christus Jesus. So vriende, ek weet nie wat in julle lewe op hierdie stadium aangaan nie. Miskien is daar goed wat die mekaar hardloop in julle lewe, en julle is ontsettend bekommer, of julle is besorg, op watter vlak dit ook al hê. Dan sê die gedeelte vanoggend vir jou, waar die Here deur Paulus kom praat met die gemeente in Filippi, en waar hy en ook met jou en met my in die jaar 2025, waar hy vir ons kom sê, maak jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En mag jy die diep vrede van God deur sy Gees in jou lewe ervaar vandag.